So jy sal sien, dit lyk redelik kleurvol hier voor vanoggend. Dit is een van my gunsteling goed om te doen, is blokkies bou. Ek het onlangs 'n foto van my gesien met baie blokkies. Niemand, daar agter. Was julle jaloers? So 'n bietjie. Okay. So ons praat bietjie vanoggend, ons gaan net een terug. Ons praat bietjie oor connect. Hoe connect ons? En ek vanoggend se boodskap sluit so bietjie aan of gronde dit nog so bietjie meer oor 2 Sondae terug se boodskap wat ek gepreek het of gepraat het oor hoe ons as kerk, die volwasse kerk, hoe die kerk mense of iemand hanteer wat anders is as ons. Hoe ons uitreik en as ons mooi kyk met blokkies, met Lego was gemaak en dit gaan verder in die boodskap ook uitkom. Lego was made to connect upwards. So Lego kan net 'n struktuur kry of kan net verder gaan as die onderste blokkie upward connect. En van daar af nog verder. En baie kere net soos die vorige boodskap gaan dit alles oor ons fondasie. Want as ek 'n fondasie het, dan kan ek 'n struktuur bou. En as my fondasie reg is, dan kan my fondasie connect met die boublokke wat God vir my het. Dan kan my fondasie connect na 'n volwasse prentjie. Hier is baie vinnig gedoen. Ek kan baie beter as dit doen. Ek kon nou gesê dit is Frans, maar ek het probeer vanoggend. So hierdie struktuur, en sal nou by die ander interessante voorwerpe hier agter my kom. Maar hierdie struktuur kan net connect as ek besluit om te connect. As ek doelbewus uitgaan as my fondasie reg is. En ek het vanoggend twee maats genooi om so 'n bietjie te help met die connect proses, maar ek het nou al die kinders hier voor nodig. Al die kindertjies hier voor. As jy nie wil kom nie, dan moet jou pa saamkom. As jou pa nie wil saamkom nie, dan moet die hele gesin kom. Okay, net daaronder. Sit sommer lekker daar en kyk julle na die poppenkast toe. Daar's iets wat daar gaan uitspring. Julle hoef nie bang te wees, die ouers ook nie. Al die kinders. As jy jonk genoeg voel, is jy meer as welkom om ook hier te kom sit. So ek wil net eers hoor wie, Alex, oom Alex? Nee. Oom Alex? O, yes. Hy klink bietjie moeg. Hoe lyk julle as julle wakker word in die oggende? Yes, môre. Goeiemôre oom Alex. Is julle al op en wakker? Ek is 'n nagdier. Is jy 'n nagdier? Hoe lyk my hare? Hoe dink julle? Sê vir hom bietjie hoe lyk sy hare? Woes. Lelik, sjoe. Gelukkig is hy agter 'n hok, nee, hy kan niks aan julle doen nie. Okay. Hy moet nie so vinnig praat nie. Okay, sorry oom Alex, sorry. Oom Alex, vertel vir ons bietjie, hoe connect jy? Met wifi. Ek Sjoe. graag na daai springbokkies op die National Geographic Channel. Okay, en wat gebeur dan met jou mond? Hulle connect met my maag op die ouene van die dag. Alright, is daar enige kwyle of slyme of iets wat gebeur as jy die bokkies sien? Ja, dan af hoeveel bokkies ek al geëet het. Sjoe, okay. Maar Alex, ken jy iemand wat dalk soms bietjie sukkel om te connect? Nou dat jy dit noem, François, ek het 'n vriend wat ek eintlik saam met julle aan julle wil voorstel, maar jy weet, die man, hy's bietjie skaam en hy het ook eintlik 'n tandpyn. Ek sal laat hy die storie vertel. Miskien is jy hier so, Kevin. Kevin, is jy okay? Wie kan Kevin wees? O, frek. Kevin, hy is 'n krokkedower. 'n Krokkedower. Hallo Kevin, welkom. Hallo. Kevin, hoekom het jy so min tande? Vertel ons van die maatjies. Lego blokkies eet. Lego blokkies hier. Wat? Ja, ek hoor dit ek het 2 tande hoor sien. Ek daar. Nie 2. Ja, as jy meer gehad het, kon jy my hare gekam het. Ja, ek kan nog steeds probeer. Bosie, Kevin. Okay, kom. Maatjies, ek dink ons moet vir hulle 'n bietjie vra voor hulle nou mekaar opeet.
Hoe doen julle lewe saam? Want julle is twee verskillende diere, nê? Laaste keer wat gekyk het, ja, Kevin, waar bly jy? Ek bly by die rivier. In die rivier, kry jy nie ooit koud nie? Nee, dis baie lekker. Yes, nee, ek bly in die sonnetjie. Daar tussen die lang grasse, onder die akasia bome. Nee, ek het so 'n paar klippies en modder langs die kant. Ja, dan. Nou Kevin, vertel my, hoekom het jy so min tande van die Lego blokkies eet? Jou tande seer? Ja, ek het so een blou tand hier so aan die regterkant van my kant. Yes, ek kan eintlik vir jou my tandarts aanbeveel. My tandarts sekretaris voel. Hy vlos gewoonlik my tande nadat ek so geconnect het met die springbokkies. Kyk, ek het so 'n klein voeltjie gehad dat altyd my tande kom skoonmaak het. Maar omdat ek net 2 tande oor het, sê hulle dis nie meer nodig nie. En die blou tand wat jy nou oor het, jy weet, hoe werk daai Bluetooth connection vir jou? Wel, sien, Bluetooth connection werk met radiogolwe. En dit is waar jy een device, ekskuus, ek weet nie van my Afrikaans nie. 'n toestel bedoel. Ja, toestel, dankie. Jy's mos wyser as ek. Net 'n bietjie ouer. Ek sal nie sê. Maar vertel vir ons voor julle nou verder praat van jou blou tand. Hoe connect julle as julle dan so verskillend is? Hoe leef julle saam? Alex, hoe gaan drink jy water sonder dat jy gebyt word met die 2 tande? Wat dink jy, Kevin? Wel, ek dink dit alles te doen met hoe ons vriende is. En hoe ons koneksies bou met mekaar en weet en respekteer waar mekaar se lande is. So ek weet, ek kan op die land kom, maar dis eintlik leeu se plek. So ek respekteer hom en bly in die waters as hy wil kom om bietjie te kom drink, behalwe as hy my zebra wil steel. Daai is myne. Dan speel ons 'n bietjie tou trek, maar dis ook altyd goed vir die oefening. So die lewende water, dis wat ons maar verbind, François. Okay. Ons albei het die lewende water nodig. Net so. So waaroor gesels julle as julle dan nou mekaar by die water ontmoet? Wel, hoofsaaklik van hoeveel springbokke ons aan die einde van die dag het. Dis hoe groot was daai laaste een wat jy gevang het? Wel, nie so groot nie. Ek moet net kleintjies eet omdat ek net 2 tande het. Ek sal vir jou maar so 'n choppie afslag volgende keer. Net van die sagte vleisies. Ja, net so, maar ek is eintlik lus vir 'n bietjie kameelperd vir 'n slag. Soos ek sien daar's soos enetjie daar. Dis 'n blokkie 1. Dis 'n blokkie 1. Jy mag nie blokkies eet nie. Jy het net 2 tande oor. Ek eet blokkies in elk geval. Dis kom het ek net 2 tande oor. Ek weet. Maar Dan gaan hy maar die Legos moet suig. Ja, ek het al probeer. Dis nie so lekker nie. so wat ons kan sê is omdat julle is diere, né? Julle weet dit. Okay, ons sê dit nou vanoggend vir julle. Julle is diere, maar julle is tog so verskillend, né? Ja. Maar julle is tog vriende en julle connect Met Bluetooth en Wi-Fi. met Bluetooth en Wi-Fi. Net so. Okay. Wil julle dalk iets vir die maatjies vertel hieronder? Wat is belangrik wanneer jy connect? Een ding wat vir elkeen van julle belangrik is wanneer jy connect met iemand anders. Password. Baie belangrik. En dat jy nie mekaar se lekker blokkie. Kom ek hoor eers gou by julle. Wie van julle ken die Wi-Fi password? Wie het hulle die Wi-Fi probeer hack? Ek dink ek moet so 'n bietjie opper kyk na die ander kant toe die jong volwasse is. Die paswoord is 1334. Hash. Okay. Nog een? Wat dink julle? Wat kan ons vir die maatjies leer? As ons wil connect met 'n ander maatjie. Wat is belangrik? Wel, jy kort 'n gemeenskaplike belangstelling, soos springbokkies. Ietsie om te eet. So iets waarin ons almal belangstel, nê? Okay. Soos inkleer of vissers eet of Jesus. Nee, ja, Jesus. Hy Jesus. is 'n baie cool ou. Is hy baie cool ou. Hy het ons dood gegaan vir ons sondes. Ja. Maar kan hy nie dalk vir jou nuwe tande gee nie? Ek hoop so. Okay. Praat jy met hom? Ek praat so elke dag met hom, so nie elke oggend, elke middag, elke aand. Net so nie so baie soos wat ek moet nie, maar ek dink dis hierdie hoekom ek net 2 tande het. Om Alex?
Maar vir my is dit, ek stap saam met Jesus. En hy is in my en ek is in hom. En ons bou saam Lego blokkies, ons droom saam oor springbokkies. En as Sagte choppies. hy vir jou sê nee, nie daai springbokkie, wat doen jy dan? Nee, dan moet ek hom vertrou. Ek weet, dan is daar 'n rede wat ek daai springbokkie maar vir eers moet los. Want ons 10 en 'n buffel op die horison. Okay, so ek dink maatjies, ons moet nou vir hulle eers baie sê. Alright? Want hulle moet nou Alex moet eers weer gaan kyk of daar nog springbokke is. En wat gaan Krokkie doen? Wel, ek gaan 'n bietjie gaan afkom in die rivier want ek voel nog ons bietjie droog en ek gaan maar probeer vir my tande uithoud maak. Jy moet tandarts toe gaan. O ja, Kom ons gaan. asseblief. Alright, kan ons vir hulle sê bye-bye, sê bye vir hulle. Bye, dankie julle. Tot wederziens. Bye. Okay. Dis almal nou vir my kyk, wat nou? Sweets. Ek het geweet. Ek gaan gou vir Lourens vra. Vir die kinders, moet hulle nie bang maak nie, deel net die sweeties uit. Elkeen 1. En jy mag ook 2 kry. So as ons kyk na die boonste stuk, hierdie boonste foto, kan jy identifiseer wat se blokkie jy dalk kan wees? Ek weet, gereeld wil iemand 'n breë blokkie wees, met die 4 rytjies, hierdie kant 4 rytjies, daai kant of een wil die dun blokkie rytjie wees, of iemand wil hy plat blokkie wees, of iemand voel dalk soos hy plat blokkie in die lewe, almal bou net bo op my, of almal gebruik my net. Almal gebruik net my fondasie. En ek voel nie ek kom ergens nie. Ek is baie bly die krokodil is weg, want nou kan ek die kameelperd uithaal. As ons hier kyk, en hoe elke in die vorm, eers nou, dankie. Hou hom net by jou, asseblief Lourens. As ons kyk na hierdie kameelperd en hoe hierdie ding vorm gevind het en vorm gekry het, moes elke blokkie sy plek verstaan. Elke blokkie moes sy plek inneem. En ook so, as die eerste blokkie nie die ander akkommodeer nie, as die eerste blokkie nie saamwerk en connect nie, dan kan ons nie hierdie vorm kry nie, dan kan ons nie by hierdie mooi beeld uitkom nie. En baie kere sien ons sekere blokkies as, jy moet eers daar bly. Want jy sien, hierdie 2 blokkies gaan nie saamwerk nie. Hierdie klein Lego en die groot Lego gaan nie saamwerk nie. Maar aan hierdie kant bou dit saam, en hierdie kant is daar struktuur, en hierdie werk lekker. Maar daar kom maar 'n plek van volwassenheid en van bietjie fyner en kleiner blokkies, en glo my, hier het ons 'n boekie nodig, om hierdie blokkies te bou. Sommige mense, die blokkie mense, steek my julle hande op, julle hoef nie, gaan 'n boekie wil hê, maar jy kan hier bou net soos wat jy wil, maar hierso, moet ons uit die manual uitwerk. Ons moet uit die boekie uitwerk. Glo my vrou, dit het interessant geraak in huis, toe sy moes bou sonder die boekie. Want om hierdie te bou en om by hierdie struktuur uit te kom, sonder om na die boekie toe terug te gaan en te sien wat is stap 1, 2 en 3 en 4 en al die pad, tot hy volmaak is, tot hy klaar is, ons kan eintlik sê, totdat hy 'n volwasse kameelperd is, soos wat hy moet lyk op die prentjie, moes ek uit die boekie uitgewerk het. Wie hou van blokkies bou? Steek gou op. Haas sy. Own it, nee? Okay. Wie van julle daar ooit iewers gebeur dit, net al 'n paar keer by die huis gebeur die afgelope paar weke, waar hierdie mooi kameel net, iemand het net sy nek omgedraai. Iemand in die huis neem, daai persoon is nie meer daar nie, ons weet nie wie dit is nie. Iemand het net sy nek omgedraai, en die blokkies is die vlak vol. Hoe voel ons dan? Wat gebeur binne ons as dit wat ons gebou het, daai mooi, dit wat die Here ons mee gehelp het, net uit mekaar uitval? Sjoe, dit was nou nie lekker nie. Nee, reageer ons net so. Prys die Here, ek het geduld om nou al die blokkies bymekaar te maak.
Dan sal ek net maar weer die boekie gaan haal en dan sal ek van voor af begin bou. Ek hoop almal reageer so. Nie noodwendig nie. Ons raak baie keer baie frustreerd. Ons sukkel om te verstaan maar hoekom moes hierdie struktuur nou uitmekaar uitgeval het. Hoekom moet ek nou weer van voor af bou en van voor af begin? En baie kere wil ons vinnig bou en ons los sommer die boekie want ek het dit nou. En dan bou ons so halfpad. Dan is die kameelperd klaar en ons is soos hier is nog 15 blokkies. Waar moet dit nou inkom? Hier is nog 15 blokkies oor, dit moes iewers hier ingewees het. Wat ek al baie keer gedoen het, dan vee ek dit net so onder die bank in. Yes, ek's klaar. Maar dit werk nie. Jy moet weer teruggaan, jy moet weer daai blokkies gaan optel, maar hulle het 'n plek en 'n funksie daar binne. En dit kom by mense wat anders as ons is, kan ons nie los nie. Ons kan nie toelaat dat die wêreld aanhou met hulle nie. Ons kan nie toelaat dat ander nie connect nie. Ons moet hulle help. Ons moet hulle help. So die vraag is vanoggend, hoe connect jy? Connecting upward with God, opwaartse verbinding met God. Die eerste gedeelte, fondasie deur geloof. Soos die Lego mat wat boumoontlikhede verander het, want hierdie maatjie het boumoontlikhede verander. Hierdie fondasie het dit verander hoe ons Lego kan bou. En hoe die strukture kan lyk en al die ander goed wat ons kan doen met dit. Dit verskaf ons verhouding met God die sterk fondament vir alles wat ons in die lewe bou. So as ons fondament reg is, dan kan ons bou. Dan kan ons val die strukture in mekaar in, ons moet nog steeds kan glimlag en sê, my fondament is sterk. My fondament is reg om weer te bou. En ek weet daar's baie wat net hou, maar hierdie kameelperd met 'n kameelperd bly. Maar die van julle wat dit nie weet nie, hy kom nie so uit die boks uit nie. Hy kom uit die boks uit 'n 3-in-1. So jy kan nog 'n leeu bou uit dieselfde blokkies uit en jy kan 'n bok bou uit dieselfde blokkies uit. So wanneer hy gebreek is dit nie die einde van die wêreld nie. Wanneer my blokkies uitmekaar uittuimel of iemand wat weg is sy nek omgedraai het, dan kan ek weer bou. En dis 'n volgende seisoen, dis iets anders wat God my help om te bou. Dis iets anders wat God my intrek om te kan mee werk. Ons verbinding met God word gevorm deur gebed, meditasie, tyd met God en Bybelstudie. Filippense 4 vers 6 moedig ons aan om nie angstig te wees nie. Wie het al gebou? Ek vat dit nou in die blokkie terme en in die lewe terme. Wie was al besig om te bou en dan ewe skielik kom jy agter, al die blokkies is nie in die boks nie. Hier's 'n blokkie weg. Ek kan nou nie klaar hier. Wat nou? En dan sit jy dalk op die blokkie. Of jy was so opgewonde en jy daai boks oopgeruk, jy wil net die blokkies begin bou en dan spat daar 'n blokkie daai kant toe, maar jy kom dit glad nie agter nie. Of as jy klein kinders het, is jy besig om te bou en jy is hier besig en jy vat 'n vormpie, maar die blokkies lê hier waarmee jy besig is en hier's 'n klein handjie wat so inkom en daar gaan die handjie. Maar pakkie 2 is nie hier nie. Wat nou? So God roep ons en moedig ons aan om nie angstig te wees nie, maar om in elke situasie deur gebed en smeking met God te verbind. In elke situasie met gebed en smeking. En smeking is nie die verlore seun situasie of die, Here, as jy regtig tog nou miskien dalk wil, nee. Dis ons Vader, ek kom na U toe asseblief, ek het hulp nodig. Vader, ek ken hierdie persoon, ek is in hulle lewe is, hulle connect nie. Help my. Hierdie funksies is so awesome. Ek connect met God, connect dalk met die Heilige Gees, en dan is daar, Vader, hier is hierdie persoon wat sukkel om te connect. Hoe connect ek? En God sê maar, kom ons connect net met hulle. Kom ons connect net met hulle. Okay, Here, ons doen dit.
En dan ewe skielik connect daai ander persoon met God. Ons mis die connection. Ons mis dit, die aksie wat ek moet vat om te connect. Dis is Alex, die leeu, wat moet connect met die springbok wat hy sien. Hy sien nie net springbok en hy hardloop net in en vat die eerste een nie. Hy kyk, wat lyk lekker, hier is daai boutjies, ja, daai een. En as hy geconnect het in daai groep waar almal dieselfde lyk, hou hy daai een dop. Hou hy daai een dop. En as hy reg is, dan gaan hy. Ons weet van baie mense wat nie met God connected is nie. Of in baie areas waar ons self nie connect met God nie. En dan probeer ons allerhande ander goed. Ons probeer hoë torings bou, hoe om te connect en alles. Maar hierdie toringkie kan baie maklik omval. As hy hier staan en ek stamp hom omval hy. Maar as hy op 'n struktuur en 'n fondasie gebou is, kan hy nie sommer val nie. Behalwe as daar klein handjies betrokke is, dan is hy daarmee heen. Voortdurende groei. Ons geestelike reis is een van voortdurende groei en diepere verbinding. Diepere verbinding. Ons moet al hoe dieper verbind, al hoe dieper in God ingaan. Want die eerste keer wat ek iets soos hierdie bou ek volgens die plan, en as ek weer begin bou, dan sal 'n stad wat geen boekie het nie. Want God het ons die vermoë gegee hier en binne in ons harte en binne in ons gees om te ontwerp, om te bou, om 'n verskil te maak. Net soos 2 8-stad Lego blokkies 24 unieke kombinasies kan vorm. Dis uniek. Daar's unieke kombinasies wat uit dit uit kan kom. Ontwikkel en diversifiseer ons interaksies met God. Jakobus 4 vers 8. Nooi ons uit om tot God te nader met die versekering dat hy tot ons sal nader. Nou kom ons by hierdie ene uit. Waar is die classics? Waar is die classics? Steek op, julle weet wie julle is, die classics? As hy, daar. Waar is die techniques? Die wat die wêreld so, ja, steek my hoog op. Ja. So die classics is blokkie, hier's 'n blokkie, ander blokkie, bo 'n blokkie en ons bou van daar af verder. Die techniques, liewe ouers, julle is so complicated. Hier moet nou 'n dingetjie in en dan gaan hier nou 'n dingetjie daar, as daar nou 'n rad en as nou nog 'n armpie. So dis nie net so eenvoudig net van bou nie. Maar elkeen het 'n doel. Elkeen het 'n plek. En ons dink baie keer omdat iets of iemand in God se koninkryk te complicated is, dan kom ek los dit maar eerder. Het al ooit blokkies gebou en dan kom jy so halfpad. Ek is so opgewonde, maar nou, liewe mens, dit vat so lank. Dan gaan nou maar ophou. Of jy is so opgewonde om die blokkie te bou en jy bou en jy bou en jy weet dis al slaaptyd en jy weet dis weer slaaptyd en jy weet jy moes al geslaap het en is 2 uur. Nou oë staan so, maar jy weet jy wil nog steeds bou. Dan los jy maar eers bietjie die blokkies uit. Want dit is opgewonde. En as ons teruggaan na volwasse kerk of ons as wat moet volwasse word, daar is 'n opgewondenheid wat in ons gebeur as ons iets moet vorm, as ons iets moet bou. Maar die oomblik wat dit by ons kom, die oomblik wat ons moet gevorm word of wat by ons 'n ander struktuur moet gebou word, dan trap ons so 'n bietjie bond. Dan sukkel ons so 'n bietjie om te verstaan maar my fondasie. Of ek twyfel in my fondasie. As ek 'n classic is, wil ek 'n techniek wees en as ek 'n techniek is, dan wil ek so graag lyk soos 'n classic. En dis waar daai divine design waar ons gesels het 3 Sondae terug, waar God divinely designed us for who we are and how we look and how we do life. And that we cannot change. Want as 'n classic en 'n tegniek probeer saam gebou word, dit gaan net nie werk nie. Dit gaan sukkel. Connecting upward with each other. Die noodsaak van gemeenskap. Lego blokkies staan nie alleen nie, ons ook nie. As gemeenskap,
En baie mense vra my gereeld, of ek dink die topie kom baie gereeld op, is die kerk en almal hier binne, almal daar buite is die kerk. Hierdie waar ons hier is net 'n HQ, dis net 'n hub van God se koninkryk. Die koninkryk is oral daar buite. En hier staan, Lego blokkies staan nie alleen nie, ons ook nie. Ons staan nie alleen nie. Ons kan saam, iewers is daar 2 of 3 gemeenskappe of 'n selgroep of 'n vriendegroep wat so bou rondom ons dat ons later in hierdie hoek staan en dis waar my blokkie moet wees. Dis wat my stewig vasdruk sodat ek op my fondasie kan staan. Romeine 12 vers 4 tot 5 herinner ons dat ons kom ons kyk gou hier. Dat ons een liggaam in Christus is, met elke lid wat aan die ander behoort, soos Lego blokkies vind ons doel en krag in die gemeenskap. Net soos hierdie boom. Kan jy glo dat uit blokkies uit kan ons dit sien, dis 'n boom. Dit lyk soos 'n boom. As dit nie soos 'n boom vir jou lyk nie, sal ons bid vir jou kreatiwiteit. Dis 'n boom. Ja, dis 'n boom. Kan jy dit sien nie? Het jy dit eers geweet? Ek ook nie, tot ek hom klaar gebou het. Lyk dit mooi? Dink jy dat kameelperd sal hou van hierdie boomblare eet? Ja. Nee. Ja. Nee, hoekom nie? Want dit is nie regtig blare. Hoe weet jy? Kou bietjie daaraan. Kou bietjie daaraan, dan proe jy. Nee, dit is lekker voor. Ai, sorry man, sorry. Daar's altyd daai eerlikes in die groep. Baie kere wil ek die stam wees. Ek wil dit wees wat die boom regop hou, maar God roep my om 'n blaar te wees. Of God roep my om nie hierdie mooi boom, hierdie groen boom of hierdie gekleurde blommetjies en alles te wees nie. God roep my om 'n stam te wees of om die fondasie te wees vir 'n ander persoon daar buite, sodat hulle kan groei en die boom kan wees. Maar baie keer hou ons dit vir onsself, want ons is so versigtig vir die wat anders is as ons. Diversiteit en eenheid. Oorweeg hoe elke Lego blokkie 'n unieke vorm en doel het, tog koppel almal naadloos. Hulle koppel net. Hulle kan net aan mekaar vasgesit word. Hierdie diversiteit wat weerspieël word in die liggaam van Christus, versterk ons kollektiewe vermoë om te dien. Ons moet om te dien, ons moet om uit te reik na ander toe. Want elke blokkie voeg waarde by die volgende blokkie. Die been aan hierdie kant wat klaar en reg gebou is, voeg waarde by aan die nek. Want as die been nie reg is hier of reg lyk nie, dan is iets fout, al is die nek reg. Iets lyk uit plek uit. Galasiërs 3 vers 28 leer ons dat ons almal een in Christus Jesus is, dat ons almal is een in Christus Jesus, wat verskille in ras, status en geslag oortref. Ons is so verskillend, net soos die 2 diere daar. Hulle is so verskillend, maar hulle is diere. Ons almal wat hier is so verskillend, maar ons is kinders van God. En as dit die fondasie is wat ons vandag moet verstaan, is dat ons almal en almal daar buite, maak nie saak wat hulle doen, waar hulle is, weer eens terug na die preek van 2-3 sondae terug, maak nie saak as wat hulle identifiseer nie, ons is almal koninkrykskinders. Ons is almal kinders van God. Maar hoe connect ek? Hoe bereid is ek om op te connect en uit te connect? Liefde vir ons naaste. Ons roeping is om ons naaste soos onsself lief te hê, Lukas 10 vers 27. Hierdie opdrag nooi ons uit om met alle mense om te gaan. Bedoelende, om met alle mense ons tyd te deel. Om met alle mense God te deel. Want as ek my tyd deel en ek is baie lief vir Jesus en vir God, gaan ek God deel in daai tyd met daai persoon. En tyd gee vir daai persoon. Ongeag agtergrond, taal,
of spanloyaliteit. Ja, maar hulle is van daai kerk. Ja, ek kan nie regtig hulle taal praat nie. Vergeet nie, hulle is weird, hulle trek pikswart aan. Dis wat die kerk doen. Dis wat ons doen, as kinders van God. Ons het nie 'n blok, jy daai blokkie, hier is net blou blokkies. Jy moet nou daar bly. Hoe bereid is ons om te connect uit? En dan bou ons bande van begrip en deernis, en daar's 'n bouproses wat gebeur. Daar's iets wat gebeur wat dit anders maak. Daar's iets wat gebeur. Ek weet julle bekruip my oor hierdie goed. Daar's iets wat gebeur as ek hierdie vat. Okay, kan ek julle 'n uitdaging gee? Julle moet al die blokkies uitmekaar uithaal, né? Nee? Nie soos die blokkies heeltemal uitmekaar uittrek nie. Die blokkies afval, dan besluit julle eers saam wat gaan julle bou, dan bou julle vir ons iets. Okay, maar julle moet saam besluit. Okay. Okay, so besluit saam wat julle gaan bou, né? Nee. Moenie vir ons sê nie, ons sal nou probeer uitvind. Kan ons vanoggend as kerk werklik sê, en as mense, elkeen hier, as jy by jouself kan sê, jy het jou naaste lief, hoeveel keer word ons gekonfronteer met dit? Ons help nie ander nie. Hoeveel keer word ons gekonfronteer met God se kinders rondom ons, wat dalk net nie lekker connect nie. Dit werk dalk net nie lekker nie. Hulle doen al klaar 'n beter job as ek. Ons beweeg aan. Kerk as 'n kern van verbinding. Optree uit liefde. Ons kerkgemeenskap toon hoe ons aktief verbindings kan bou. Deur bedieninge soos die kosbank hier by die kerk en Agape uitreike, reik ons uit as die hande en voete van Christus, Hebreërs 12 vers 24. Ons wat fisies uitgaan en gaan uitreik. Laurens, het jy al ooit gedink, wat is die werklike rede om uit te reik? Behalwe om, ons gaan vertel mense van Jesus. Ja, wat is dit? Huis. Dit lyk vir my soos 'n diner, soos 'n roomys winkel, hier's 'n roomys, ek kort nog net bietjie deure, né? So moet ons almal roomys gaan eet hierna. Ek dink so. So is dit, hoekom ons geroep is om uit te gaan, nie maar om ander mense te help, dat hulle verstaan, sorry julle, ek gaan nou so 'n bietjie van julle blokkies gou vat hierso. Is dit nie daar om ander te laat verstaan, hier's ek, en dis hoe ek met God connect. Maar as mense daar buite wat, hier's ek, hulle sukkel net bietjie. Hulle het net 'n perspektief nodig, om te kan connect. Maar ons is te besig, of hulle is te weird en te vreemd, om met hulle te kan connect. Maar God het ons as kerk geroep om volwasse te raak, om uit te gaan, en seker te maak almal connect. Seker te maak almal te connect. Ek dink hulle het geconnect nie, 100% seker te maak. Hebreërs 10 vers 24 spoor ons aan, om te oorweeg hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. Tot liefde en goeie dade. Nie tot liefde vir hierdie en hierdie en hierdie mense nie, of tot goeie dade vir net hierdie groep nie, vir almal. Leef as disippels, aktiewe disipel wees vereis om uit te stap, om uit te gaan. Soos Dietrich Bonhoeffer opgemerk het, die lewe van disipelskap kan net onderhou word solank niks tussen Christus en onsself toegelaat word nie. Niks, absoluut niks nie.
Ons moet hierdie verbinding bo alle ander prioriteite stel. Ons koneksie met God moet bo alles kom. Sien die man het hulle Leatherman uit hierso. Ek bly die blokkies is nou hier. Nou as ek hierdie vat, dis net, kan ons sê dis net 'n tissue? Wie kan 'n tissue skeer? Hallo, wie kan 'n tissue skeer? Dankie julle. Dankie. Ek weet julle is nog hier. Dis net 'n tissue, almal kan hom skeer. Jo. Dis net 'n tissue. Dis net dalk 'n stukkie ongehoorsaamheid. Dis dalk net, ek het net hierdie week nie by God uitgekom nie. Daar staan niks. Nie eers 'n tissue mag tussen my en God se koneksie kom nie. Ek kan nie 'n tissue toelaat wat enigiemand skeer gou vir my hierdie ding. Kyk hoeveel stukkies kan jy dit maak. Dan is Stefanie sal dit love. Niks, nie eers 'n tissue moet tussen my en God se koneksie kom nie. Maar ons laat dit so baie toe. Ek maak klaar. Nee, is nog nie genoeg, ek gaan maar aan. Dankie. Lessons of minifigs. Minifigs is die klein mannetjies, is die klein figurines, is die klein figures wat jy kry uit Legos uit. The explosion of Lego figures mirrors our innate desire for connection and companionship. By 2006, Lego had produced over 4 billion minifigs, emphasizing how integral relationships are to any creation. Verhouding. As Proverbs 27:17 says, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. As jy nie iemand slyp nie, laat jy toe dat iemand stomp bly. As ons as Christene, as ons as kerk, nie iemand slyp nie, laat ons toe dat iemand stomp bly. As ek het toegelaat dat ek geslyp word nie, dan kies ek om stomp te wees, of om stomp te bly. Dankie julle. En dan baie keer kry ons hierdie ouetjies. Die Lone Rangers. Die ouens wat net, hy is hierdie figure, almal wat weet wie dit is, sal weet hoe daai ouetjies operate. Baie keer in groepe, maar baie keer is soos hy is hierdie persoon, hy is hierdie iets, en hy kan dit doen. En hy kan gaan, hy sal die ver woestyn deurstap en dit self gaan doen. Maar daai mannetjie soos wat hy daar staan, is gemaak om te connect. Sy 2 voete is gemaak om te connect op 'n platform, en daar kan hy solied staan. Daar kan die wind hom nie omwaai nie, daar kan die sand hom nie wegvat nie, hy is gemaak om te staan daar. Nou kom ons by familie uit. Gesinsdiens, familie. Die groter familie daar buite. Die groter familie daar buite. Ander kinders van God, wat hom dalk nog nie gevind het nie. En partykeer as ons kyk na 'n familie, dan dink ek, "Sjoe, daai is bietjie weird," of daai hou van kaalvoet loop, of daai ry motorfiets. Dit hoort dalk nie by hom nie, maar wie is ek om so iets te sê? Ons het al hierdie prentjies en idees, en ons vergeet van God se prentjie. God wil net connect met ons. God wil net connect. God just wants to connect with us. And the Holy Spirit wants to connect with us. And Jesus wants to connect with us. And then, as almal weet wat gebeur het met die toring van Babel.
So Lego, ons is nie gemaak om net te bou en te bou en te bou nie. Ons is gemaak om 'n struktuur te bou, om 'n huis te bou, of om 'n kameelperd te bou, of om 'n boom te bou, of 'n spaceship, of iets wat vorm vind, of 'n mooi huis waarin mens net kan iets doen, met klomp figurines tussenin, familie tussenin. So my vraag aan elkeen van julle is, hoe connect jy? En waar connect jy nie? En hoekom nie? Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom wees net of kom hê net blydskap vanoggend oor dat ons weet U met ons wil connect. Here, U het tot so ver gegaan om U seun vir ons te laat sterf aan die kruis, sodat U met ons kan connect, sodat U ons 'n toekoms kan gee waar ons met U kan connect. Vader, ek bid vir ons elkeen, Vader, om op 'n nuwe perspektief te kry van ons omgewing, 'n nuwe perspektief te kry van ons fondasie. En as ons fondasie nie reg is, Here, dat ons by U sal kom sit en sê, help ons verander. Help ons hierdie fondasie verander, die regte een kry, en ja, nou kan ons bou. Nou kan ons opgewonde wees om hierdie struktuur op te rig. Wys vir ons, Here. Here, mag ons uit die woord uit wat Immanuel is, dan bou. Mag ons ook so dan uitreik na ander toe, langs ons, agter ons, die wat ons dink en voel of ervaar is vreemd en ver van God af en geen konneksie het met God nie. Dankie dat ons juis kan interlock of interlink na hulle toe en nie net sal opbou nie. Here, ek seën so elke gesin, elke pa, elke ma, elke boetie, elke sussie, elke oom, elke tannie, oupa en ouma grootjie, oupa grootjie. Elke een wat deel is van die gesin, elke vriend, elke vriendin. Here, want U roep ons tot een groot familie van U koninkryk. And the time is now that we should stand up for each other, build on our foundations and reach out to those next to us. Reach out to the lost and help them connect. En dankie Vader dat hierdie boodskap in die gees net nog verder sal gaan in elke gesin en elkeen wat inluister. En dankie Vader dat die tyd van connection net nou nog sterker en groter as ooit sal gebeur. Amen.